Wat 'n voorreg het ons, Here, om U naam te kan groot maak vanoggend. Om U die lof en die eer aan die aanbidding te gee. Here, om te erken dat U is ons Abba Vader. Alles kom van U af, alles gaan terug na U toe. Dankie dat ons saam met die engele kan jubel en juig vanoggend, die naam kan groot maak, U die lof, die eer aan die aanbidding bring, want U is waardig om dit te ontvang. Dankie vir Jesus wat bereid was om af te kom aarde toe, sy lewe neer te lê, vir ons te kom leer van ons Papa Vader, 'n Abba Vader wat met liefde uitreik na ons toe, wat nie reg staan om te oordeel en te veroordeel nie, maar wat reg staan om te vergewe, sy gesin by hom te kry, en net liefde oor hulle te stort. Dankie vir die besonderse voorreg wat ons het om op Vadersdag by mekaar te kan kom en te kan dink, hulde te kan bring aan ons hemelse Vader, a good God, a wonderful Father, a Abba Father. We worship you and we magnify you this morning, and we pray it in the wonderful name of Jesus. Amen and amen. Baie dankie voorsangsmusikante, baie dankie. Ons eer U en ons aanbid U, ons koning. Ons het vanoggend, soos U kan sien, het ons baie verskonings gekry van kinders wat kom kuier en Vadersdag en ouers wat weg is en so aan. Maar praise the Lord, we are together en ons is opgewonde om die woord vir so 'n rukkie te kan bly. So ek begin het om te dink aan Vadersdag, dan gaan 'n mens se gedagtes ver. En ek dink aan een van hierdie bekende predikers met die naam van Tim Mackie. Hy was by die geboorte van sy eerste kind, was hy by gewees, en hy sê sy vrou was vir 26 uur in kraam gewees, en hy het dit alles deurgemaak met haar, en toe die kind gebore is, toe sy oortuig, hy gaan vir die res van sy lewe sy vrou se slaaf wees. Sy kan kry wat sy wil, sy kan vra wat sy wil, sy kan gaan waar sy wil, hy sal haar slaaf wees, na hy daai ondervinding deurgemaak het. Toe dink ek my aan 1983, toe Tenieltjie gebore is, toe ek vir ma en die klein mensie moes gaan haal in Kempton Park Noord Hospitaal, en ek moet huis toe ry, dit voel het vir my of ek 'n bom agter in die kar het. Jy wil nie oor 40 ry nie, en as jy sien daai robot is rooi, dan stop jy al lank voor, want hier's 'n package hierso, wat gevaarlik is. Hoe wonderlik is dit, 83, en dit is so in my gedagtes nog vandag. Maar wat 'n voorreg. Ek kon nie wag om in die aande by die huis te kom nie. Ek het in Braamfontein gewerk, nog motorfiets gery, werk toe en terug, is in Kempton gebly. En soos die klein mensie, was dan maar kosbare tye. Ek onthou, die eerste keer toe ek droog gemaak het ook, ons het die voorhuis sulke banke gehad met sulke pap handlening, sulke breë banke. Nou wil ek 'n wonderlike foto neem van hierdie klein mensie. En ek sit daar so op die punt neer. Maar voor ek by die kamera was, toe val sy af. Jette, maar gelukkig 'n baba hop. Maar ek sal dit ook nooit vergeet nie. Dit was verskriklik geweest. Verskriklik. Shame, maar die vroukie het op daai tyd nog vir my gesê, darling. En en toe Tenieltjie kon begin vra, toe is ek bedaling. As ek daar by die deur kom, is die daling daar en bedaling, en is net so handjies, net opgetel word. Want dan is het perkiery. Dan moet ek op my knieë, hande, knieë, daar gang af en op. Maar wat 'n vreugde. Wat 'n vreugde om 'n vader te kan wees. Toe sy bietjie ouer was, ons het die lekkerste perskebome gehad daar op die plot. Het was soos 'n wit perske, maar so 'n rooi skil. En as jy daai skilletjie vat so, dan trek jy hom so af. Eet, dit was die heerlikste perskes. Dan sy hier op my nek en dan het sy 'n perske. En het val hier by my rug af. Maar wat 'n vreugde. Wat 'n vreugde.
Sy het 'n hoendertjie gehad, sy was so groot, en die hoendertjie se naam Tiny. Hoender is so oulik dat hy kom en dan trippel hy so daar by haar met sy opgetel word. Dit is die wonderlikste gedagtes wat ek het. En ek is seker as ek met elke pa hier so geleentheid sou gee om te sê, hoe was daai eerste keer? Sou julle baie stories hê en sou so lekker kuier om die stories. Lukas 15:22. But the father said to his servants, bring the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and shoes on his feet. And bring the fattened calf here and kill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found, and they began to be merry. Want hierdie seun van my was dood en het weer lewend geword. En hy was verlore en is gevind, en hulle het begin vrolik word. Net 'n vader se hart, is dit nie net wonderlik nie? En ja, ek kan dit nie mooi verduidelik hoe voel dit om 'n vader te wees nie. Jy sal jou alles gee vir daai kind. This is a picture of our Heavenly Father who is quick to forgive, who receives us with open arms. This is our Heavenly Father who loves us even though we may fail. Our Heavenly Father who cheers us on and calls us His sons and daughters. Probably the most important role that we as fathers have is to reflect, to be a reflection of our Heavenly Father to our children and to our grandchildren, so that they could easily get to know and accept God, the God that we serve. Benjamin Franklin skryf die volgende, sê, tell me and I will forget. Dit is so, nee, ons vergeet baie maklik. Teach me and I will remember. But involve me and I will learn. So demonstreer aan my, wys vir my en ek sal leer daaruit. Nou ons is vaders. Ons voorsien en ons beskerm ons families. Ons leer ons kinders en ons vertel hulle van ons hemelse Vader. Ons dissiplineer ons kinders uit liefde. En dit weerspieël ons hemelse Vader en liefde en geduld met ons. Abba Vader tugtig ons ook. Ons besef dit nie moontlik altyd waarom ons getugtig word en ons blameer die duiwel en dit en dat, maar tussentyd is hy besig om ons te leer, om ons nader aan hom te bring. Soos my sussie ook opgemaak het, gepraat het, fathers must be present in their children's lives, reflecting God's presence involved in their lives. You know, it's true that a child experiences and learns love by time that has been given to them. They understand love if daddy plays with them and spends time with them and throws ball with them and sits in the playpen and drinks a cup of tea that the little ones make for him. A child that does not evaluate the love of a father by having a T-bone on his plate. A child experiences love through time spent with him. Deur vinnig ons kinders te vergewe, genade te bewys as 'n weerspieëling van ons hemelse Vader, vergifnis wat ons ontvang het. Fathers have an important role in shaping their children's understanding of Father God. Kinders wie se vaders betrokke is, ontwikkel 'n positiewe verstandhouding teenoor God. Kinders wie se vaders teenwoordig is, ervaar emosionele stabiliteit. Kinders wie se vaders teenwoordig is, leer waardevolle lewenslesse deur tyd saam te spandeer. Dit is seker die grootste behoefte in ons samelewing vandag, en ek weet Stefanie wat betrokke is by CMS sal dit bevestig, is vaders wat hulle verantwoordelikheid teenoor hulle families nie opneem nie. Wanneer 'n man 'n pa word, verander sy rol en sy verantwoordelikheid word meer. 'n afwesige pa
het 'n geweldige impak op die ontwikkeling van 'n kind. Ons beste bron van inligting natuurlik van die rol van 'n pa vind ons in die woord. In the word of God we have guidelines, we have a job description of being a father. We may be better in some areas and in other areas we fall short. But that is okay. It's okay to admit that we're human, we make faults. If we understand the job description, we can ask Father God to help us to grow into our role as fathers, to admit that we have a problem here, we have challenges here, and please, our Father, please help us in these areas. That was what Barry was praying down in the prayer room just now. Father, help us to be fathers according to your will. Micha 6 vers 8 sê, He has shown you, O man, He has shown you, O man, He has shown you what is good. And what does Jehovah require of you but to do justice? En dis nie altyd maklik nie, o genade. As twee stry oor een ding, twee kindertjies stry oor een ding, het jy nie altyd die antwoord om te sê, wat is reg? Gee vir jou. Nee, moet jy leer om te deel of moet jy nie? Nee, dit behoort aan jou. Jy het nie die antwoorde nie. To do justice and to love mercy and to walk humbly with your God. Show mercy, undeserved mercy. They don't deserve that mercy. Ek weet my pa het my uit omstandighede uitgehaal. As dit nie vir my pa was nie, ja. To do justice is honesty. To love mercy, to be merciful, to walk humbly is shown in humility. So God is calling us to be honest, to be merciful, to be humble before Him. The first obvious attribute of a godly father is one who loves God. Ek dink dit is vanselfsprekend, nee. Die belangrike rol van 'n vader is om die priester in die huis te wees en om aan hulle kinders die weg te wys na 'n persoonlike verhouding met God deur Jesus Christus. Papas, ek wil u aanmoedig, breek nagmaal saam met die kinders. Wees daai priester in die huis, leer hulle van die bloed van Jesus, leer hulle van die liggaam wat gebreek is. Vaders hoef nie 'n teoloog te wees om dit te doen nie, maar deur Jesus self te volg, stel die pa 'n voorbeeld aan sy kinders. A second important attribute of a godly father is one who loves his wife. The greatest thing, hoor wat ek sê, the greatest thing a father can do for his children is to love their mother. Weet jy wat se impak het op 'n kind as ma en pa beklei en stry en te kere gaan? Dis verskriklik vir daai kind. Hoe kan daai kind kan kies? The greatest thing the father can do for his children is to love their mother. Ephesians 5 reminds us of the love our wives as Jesus loves the church. My boeties, maak die deur oop vir jou vrou. Tap haar vir haar badwater. Maak vir haar koffie. Hou haar hand vas, laat die kindertjies dit sien. Your sons are learning from you. Your sons are learning on how to treat their wives one day. One day they will treat their wives the same way you treat their mom. The daughters are watching their daddy for the kind of man that they would like to choose one day to be their husband. In die geval van geskeide ouers met die stiefpa of die stiefma nie die kinders teen die geskeide ouers opsweep of draai nie, maar met altyd die kinders aanmoedig om die geskeide ouer te respekteer vir wie hulle is. Liefde is meer as net om te voorsien aan materiale behoeftes. As ons kind se kinderjare mis, omdat ons te besig is dit verby. Daar is nie 'n tweede kans vir hulle kinderjare nie.
As dissipline nodig is, word dit uit liefde gedoen en nooit uit woede nie. Fathers are to be their children's encouragers. Kolossense 3:21 sê, Vaders, moenie gedurig by julle kinders fout soek, dat hulle moedeloos word nie. It is amazing how powerful our words can be. A word of encouragement from a father means so much for that child. But even a slip of the tongue can cause doubt and pain in a child's life. As a dad, we are to be our children's greatest cheerleaders. Proverbs 22 verse 6 says, oefen die seuns volgens die eis van sy weg, dan sal hy ook, as hy oud word, daar nie van afwyk nie. Die tyd wat ons met ons kinders spandeer, is vir die kind 'n bewys van ons liefde. If you look back at history, and we consider the kings of Israel, we will see a clear pattern experienced by the kings all the time. A king that set an example. He was faithful to serving Jehovah. That king prospered in his period of reign. The nation prospered when a godly king was on the throne. When the evil king was on the throne, one that did not serve Jehovah, the nation suffered. The king also suffered. David was a godly king. Even though he had many failures, if he failed, he would repent in sackcloth and God would restore him. David set the standard for his descendants. David was called a man after God's own heart. A man after God's own heart is one that has a close relationship with him. 'n Godsman is 'n rolmodel vir sy kinders van hoe ons hemelse Vader is. As ons God dien, is die kans goed dat ons kinders God sal dien. As ons met integriteit lewe, is die kans goed dat ons kinders met integriteit sal lewe. As ons die man is wat God ons roep om te wees, sal ons seuns sien wat se tipe man hulle behoort te word. As ons die man is wat God ons roep om te wees, sal ons dogters sien wat se tipe man hulle vir hulle self eendag moet kry. Ons as vaders is besig om ons kinders se persepsie van hulle hemelse Vader te skep. Afwesige vaders, vaders wat kinders molesteer, vaders wat hulle vrouens mishandel, is besig om die volgende geslag se beeld van mans en van hulle hemelse Vader te skend. Ek weet van mense in ons gemeente wat sy was gemolesteer as 'n kind, het geweier om te trou. Geweier, that's it, sal nooit trou nie. Gemolesteer deur haar pa. The Word of God is challenging us to be a godly father today. Will we rise to this challenge? Een van die grootste verantwoordelikhede aan ons as vaders is om priesters in ons huis te wees en die kinders te leer van koning Jesus. Eksodus 10 vers 1 sê. Daarna het die Here vir Moses gesê, gaan na die Farao toe, want ek het hom en sy amptenaar onversetlik gemaak, sodat ek hierdie wonders van my onder hulle kan doen. Dan kan jy aan jou kinders en jou kleinkinders, my boetie en sussie, die oupas is, ons het die voorreg om aan ons kleinkinders te vertel wat ek aan die Egiptenare gedoen het en wat 'n wonders ek onder hulle verrig het, om julle te laat besef dat ek die Here is. Deuteronomium 4 vers 9 bevestig. Say, be on your guard, make certain that you do not forget, as long as you live, what you have seen with your own eyes. Tell your children and your grandchildren. So ons het daai verantwoordelikheid teenoor ons kleinkinders ook, nee. A godly father is a man of integrity. To do the right thing when nobody is watching.
To let your yes be yes and your no be no, no matter the costs. Integrity should be a part of every area in our lives. In the workplace, it means an honest day's work. In the home, it means fulfilling promises. Be on time. Be on time. Let your yes be yes and your no be no. Sometimes we too need to apologize to our children. Ek moes al paar keer aan ons kinders verskoning vra. We need to admit when we have been wrong in the way we treat our children. Die meeste vaders het drome vir hulle kinders. Dit wat hulle kan word, die potensiaal te ontdek wat God in hulle geplaas het om enige iets te kan word. Vaders behoort opgewonde en positief te wees teenoor hulle kinders, teenoor die land. Oppas dat jy nie jou kind moedeloos maak of geen hoop gee om te sê, as jy 'n toekoms wil hê, gaan ek jou sê nou, pak jou tasse en gaan Australië toe. Moenie dit vir jou kind sê nie. Bemoedig jou kind, sê, begin jou eie besigheid. Die geleenthede is daar. Behoort opgewonde, ons behoort positief te wees teenoor ons kinders, om hulle talente, hulle vermoëns te help ontdek wat die Here vir hulle gegee het. Moenie 'n kind se opgewondenheid en potensiaal onderdruk of die kind frustreer nie. Psalm 127 vers 3 sê, Behold, children are a heritage from the Lord. Hallelujah. The fruit of the womb is a reward. Verse 4, As arrows are in the hand of a warrior, so are the children of one's youth. Verse 5, Happy, blessed, and fortunate is the man whose quiver is filled with them. They will not be put to shame when they speak with their adversaries at the city's gate. The importance of our role as mentors cannot be overstated. The older our children become, the more important our role becomes as mentors. As kids become teenagers and start moving to adulthood, our role as dads change. We shift from being the one who tells them what to do to be the one that offers advice and wisdom. Tienerkinders en ouer kinders wil nie meer vertel word wat hulle moet doen nie. Maar ons mag nie ons advies en ons wysheid terughou nie. This is an important part of children's development. Dit is ook vanselfsprekend dat ons rol as vaders in die familie is om vir ons families as se behoeftes te voorsien. Dit is vanselfsprekend, nee. Paulus het dit baie duidelik en direk gestel in sy brief aan Timoteus. Hoor hoe direk is hy. Timoteus 5 vers 8. Maar iemand wat vir sy eie mense en vir al sy huisgenote nie sorg nie, het die geloof verloon en is slegter as 'n ongelowige. Dis dan maar verskriklike harde, kras, direkte woorde. Dit is so dat ons verstaan dat ons voorsiening moet maak vir ons gesinne. En die lewe het duur geword. Dis die 99% van die vrouens is ook betrokke en help ook om hierdie te behaal. Maar ons moet ons kinders leer dat dit eintlik deur ons hemelse Vader is wat ons bestaan en dat hy ons voorsiening is. Ek wil begin om af te sluit. Fatherhood is a big deal. It is wonderful. It is one of the greatest challenges that we have as a man, but it is also one of the most rewarding privileges as we see our children grow and mature into the best that they can be, what God created them to be. Let's give it all that we've got. Be the dad that God created us to be by embracing our role as father and grandfather. Wat 'n voorreg om 'n oupa te wees. The good news is that the Holy Spirit is with us and guides us in our role. It is okay not to have all the answers. Remember, love bears all things. Love is ever ready to believe the best. Love hopes under all circumstances, and love endures everything. Love is not a feeling,
But it is a choice and a powerful force that can overcome all obstacles. As fathers, we may cast all our anxieties, all our worries, all our concerns onto Jesus, for He cares for us and watches over us. We are not alone as fathers. Jesus is with us. Amen en amen. Kom ons bid saam. O Vader, hoe heerlik is dit net om so 'n bietjie te kan gesels met my boeties en sissies en net te praat oor die rol van vaders en van oupas. En ek wil bid, Here, dat U elke boetie, elke vader hier vanoggend sal bemoedig, sal versterk, sal optel, hulle hande sal versterk, Here, al sit hulle met uitdagings in die families, dat hulle sal weet U is met hulle, saam met hulle, en sal onthou dat liefde bedek alles. Here, as ons so terugdink aan my kinderjare, dink ek aan die liefde wat ek van my pa ontvang het. Dankie vir die liefde wat Abba Vader vir ons wys, dat terwyl ons nog vreemd was, terwyl ons nog sondaars was, dat U vir Jesus gestuur het om vir ons te kom sterf. Wat 'n liefde, daar is nie hoër liefde as dit nie, as iemand sy lewe neerlê vir iemand nie. Dankie dat ons net vandag net dit kan vier om vaders te wees. Dankie vir die voorreg wat dit is om 'n vader en 'n oupa te kan wees. Help ons net om altyd die boodskap van Jesus Christus uit te leef. Dat die kinders kan sien en die kleinkinders kan sien, deur net te observeer dat ons kinders van U is. En ek bid dit in die wonderlike naam van Jesus. Amen en amen.